Goeienaand en baie welkom by nog 'n episode van Praag TV. As jy nog nie op die kanaal ingeteken is nie, maak gerus so deur op die knoppie te klik as ook op die klokkie. En moenie vergeet om hieronder na ons boekwinkel te kyk en die boeke wat daar beskikbaar is nie en juis oor die onderwerp van boeke. Is ek bevoorreg om vanaand bietjie te gesels met Elma Potgieter. Ons het al voorheen met haar op hierdie kanaal gesels oor Janice Walloos, maar nou gaan dit oor haar biografie oor Clive Derby Lewis wat sy geskryf het. Nou, kom ons val sommer met die deur in die huis en ek wil vir jou vra, Elma, goeienaand. Ja. Goeienaand, Dan. Ja, Goed, lekker om te gesels. Ja, het jy al darm water in Westdene? Ja, nee, ons protes het so ver gehelp. Goed, uitstekend, as jy darm water het, ons het reg. My voordeel is ek lê laag in Westdene, jy weet, van die hoër ouens sukkel partykeer met water nog steeds. Ja, en ons het nog petrol, want ek sien, blykbaar in Australië het hulle nou nie meer petrol nie, jy weet, so, en ons het daarom Sasol hierso, wat ons 'n bietjie petrol gaan gee, as hierdie oorlog nou nog verder aanhou. Maar dit nou, ons gaan nog op 'n stadium daar, ek gaan nog, miskien nog 'n video maak oor Iran ook, maar kom ons beperk ons nou maar by vanaand se onderwerp, die Clive Derby Lewis biografie. Nou, hoe het dit gekom dat jy betrokke geraak het by die skryf van 'n biografie oor Clive Derby Lewis? Ek weet nie eintlik nie. Nee, weet jy, soos dit mag gaan met 'n vryskut toneelspeler, ek was 2010, was ek sonder werk, en uit die bloute bel 'n uitgewer my van Pretoria. Ek weet nie of ek die naam mag noem nie, want hulle het uitgetree uit die kontrak na 'n tyd. Maar in elk geval, hulle vra my toe om of ek daarin sal belangstel om 'n biografie te skryf oor Clive Derby Lewis, wat toe op daai stadium al in die tronk is. En So, wanneer was dit min of meer en watter jaar was dit? 2010. Ek sien. Dit was in 2010, ja. 26, nee, nie 26 jaar gelede nie, 16 jaar gelede. In ieder geval, ek is so baie nuuskierig, want ek het my professionele loopbaan begin as 'n joernalis, hoewel ek drama geswat het, jy weet, altyd privaat. Ek wou altyd speel, maar ek kon nie dadelik werk kry as 'n speler nie, en toe het ek begin journalistiek doen. Ek was by die Transvaal. Ja, jy skryf uitstekend. Alles wat ek van jou gelees het, jy het 'n goeie pen, regtig. In ieder geval, ek skryf al lank genoeg, ja. In ieder geval, ek sê toe onmiddellik ja, want nie net is ek nuuskierig nie, maar jy weet, hulle gee my toe 'n klein voorskot, en dit het eintlik die deurslag gegee op daardie stadium, omdat ek sonder werk was. Hoewel Skalk natuurlik nog steeds gewerk het, maar nou ja. Ja, dit is nou jou oorlede man. Dis reg. Hy was ook in die bedryf, Skalk Jacobs, ja. Ja. Hy was 'n akteur en 'n regisseur, en hy het argitektuur klaar gemaak, so tussenin het hy selfs planne geteken. So, dit klink bedrywig. Ja, nee, ons was baie bedrywig, al het ons min geld gemaak in ons lewe. Maar in ieder geval, ek reël toe dadelik om kontak te maak met Guy Derby Lewis, Clive se vrou. En ek vertel vir haar van die opdrag wat ek gekry het by die uitgewer, en ek vra toe vir haar hoe ek moet te werk gaan, en of sy my kan help, en vir my sê hoe ek moet te werk gaan om hom te besoek in die tronk. Hy was op daai tydstip, was dit nog Pretoria sentraal. Ja, ek het jou moes eendag, sy het my ook uitgenooi. Eendag het Clive Derby Lewis my uit die tronk uitgebel. Want, ja, en hy het vir my, want iemand het my, ek dink is daai spil in die Burger of Leopold Schools of iemand, het hy gesê, so en so het jou 'n rasis genoem, en weet jy kan hom dagvaar vir laster, want ek het iemand gedagvaar vir laster, omdat hy my 'n rasis genoem het, en ek het die saak gewen. Toe gesels ek so rukkie met hom, jy weet, uit die bloute het hy my gebel, toe gesels so rukkie uit die tronk uit. Dis die eerste keer dat ek iets met Clive Derby Lewis te maak gehad het, en toe het ek en jy moes saam met sy Guy, Sondagoggend daar by Pretoria sentrale, wat hulle dit ook al nou Kosi Mampuru of Mampara, of ek weet nie wat dit is nie, het ons hom gaan besoek. Ja, nee, ek onthou dit baie goed. En hoeveelste besoek van jou was dit gewees? Ek weet nie die hoeveelste besoek daardie was nie, maar ek het altesaam 29 onderhoude met hom gehad in die tronk. En 6
met Janus Wallus. Want uiteraard moes ek met hom ook praat, want hulle twee was saam in die samenswering om Chris Hani te vermoor. Ja, ek het toe ook die dag vir Janus Wallus ontmoet. Ja, hy het nogal 'n aangename indruk op my gemaak. Jy weet, daar was iemand, ek kon sien hy is 'n denker en 'n stillerige persoon en hy baie beredeneerd. En dit was met die 2 dae in die tronk gekuier. En maar jy toe dit was my enigste keer, maar jy het 29 keer was jy nou daar soos jy sê. Ja. En toe die boek gevorder. En wat het jou, wel jy het ook vir my, ek het al voorheen na daardie manuskrip gekyk, maar jy het ook vir my 'n voorwoord nou gestuur. Dit mag dalk 'n idee wees om die voorwoord, ek sal die voorwoord dalk aanlyn plaas saam met die boek waar mense dit kan koop of iets van die aard. Dit gaan nie nou al gebeur nie, maar so oor 'n paar dae. Dan kan hulle die voorwoord ook lees. Dis nie 'n lang voorwoord nie, maar dit gee 'n idee van wat in die boek aangaan. Dit sal baie gaaf wees. Ja, maar kyk, hy was 22 jaar in die tronk. Dis reg. En toe is hy uitgelaat op mediese parool. Maar ek het toe sommer net in aanloop tot ons gesprek het ek so 'n bietjie op Grok en wat ek al op die internet gekuier en net iets probeer uitvind wat se inligting is daar aanlyn beskikbaar oor Clive Derby Lewis. En eintlik daar is bloed weinig, behalwe nou die verhaal van Chris Hani en die feit dat hy in die gevangenis was. En iets wat my toe daar ook opval is, hulle sê, hy het nie amnestie gekry by die WVK, by die Waarheids- en Versoeningskommissie nie, omdat om mense dood te maak nie KP beleid was nie. As dit KP beleid was, om mense dood te maak, dan sê hy amnestie gekry het, want APLA en die ANC en al hierdie goed, dit was hulle beleid om mense dood te maak, dis het mense amnestie gekry, jy weet wat dit was beleid, maar met die KP nie so beleid gehad het nie, kon hy nie amnestie kry nie, en daarvoor het hy nou 22 jaar in die gevangenis deurgebring. Wel, dis die groot verskil tussen die politieke partye, sal ek dit nou maar noem, want die eerste keer wat ek van sluipmoord gehoor het, was toe ek verneem het van Janus Wallus wat vir Chris Hani geskiet het. En toe het ek natuurlik nou meer verneem, jy weet, terwyl ek nou in die tronk met Clive en met Janus gesels het. Maar die ander ding is, ek moes ook al die verslae van die WVK, die Waarheids- en Versoeningskommissie, wat betrekking het op hulle, moes ek deurwerk. En dan moes ek ook, in my bibliografie het ek nog 71 ander boeke, onder andere Pik Botha se biografie, F.J. de Klerk se autobiografie, sodat ek kon inligting kry oor wat alles agter die skerms kon aangaan. Want uiteraard kon Clive my vertel van sy betrokkenheid by die politiek, maar nie alles nie. Hy het begin as 'n lid van die Nasionale Party. En toe het hy besluit die Nasionale Party is op pad na die verkeerde rigting, want hy het eintlik 'n konfederale stelsel aangehang, Clive Derby Lewis. En toe het hy by die Konservatiewe Party aangesluit en 'n baie goeie vriend geword van Dr. Treurnig. En is daar iets in die boek oor Dr. Treurnig ook en wat sy idees was? Wel sy idees was ook 'n federale stelsel, met ander woorde, eintlik sal ons sê op die ou end afsonderlike ontwikkeling, soos in Europa, met ander woorde aparte lande vir verskillende etniese groepe. En ek dink dit is op die ou end eintlik die bedeling wat ons moes gehad het. Lekker buurmanskap met al ons bure, en as dit 'n konfederale stelsel is, sou ons dalk oor buitelandse sake kon saamwerk. Ja, ek het byvoorbeeld, toe ek nou verlede jaar vir die eerste keer in my lewe in die Tsjechiese Republiek was in Praag, toe het ek met 'n paar mense daar gesels natuurlik, en kyk, die ou Tsjechoslowakye het toe natuurlik sy soewereiniteit teruggekry, want die Russe het nie meer, jy weet, toe die Berlynse muur ineengestort het, en toe is die land volwaardig weer soewerein en alles, maar nie lank daarna nie, het Slowakye weggebreek van
Tsjechië af en dis nou 2 aparte lande. Ja, Maar dit ja. het heeltemal vriendskaplik geskied. Daar was geen bloedvergieting nie of rusie of enigiets daaroor nie. Die Slowake het net gevoel ons wil meer autonoom wees, ons wil onafhanklik wees. En dit het so gebeur en hulle werk vandag nog uitstekend saam. Nou ja, die groot vraag is hoekom kon ons nie so iets gehad het nie? Maar presies, want ek bedoel dit is waaroor die 2 vryheidsoorloë gegaan het. Die boere wou nog altyd, die boere en die Afrikaners, die boere-Afrikaners wou nog altyd onafhanklik en vry wees. En nou is ons nie vry nie. Ons het 'n konglomeraat van mense wat ons bestuur. En ons is nie gelukkig in die omstandighede nie. Ja, en dit lei natuurlik tot oorheersing van een volk oor 'n ander. En ek dink een van die terme in die ou bedeling wat vir my nogal tamelik gepas was veelvolkigheid. Jy weet Suid-Afrika is 'n veelvolkige staat, soos wat hulle nou jy weet as jy nou Latinisme moet gebruik dan sê dit is 'n multinasjonale staat. Want daar's meer as een nasie binne ons grense. Dit is 'n multinasjonale staat. Soveel eintlik die Russiese Federasie is ook eintlik 'n multinasjonale staat. En so ook was die ou Joegoslawië wat uitmekaar gespat het. Ja, presies. En die Europese Unie is natuurlik ook, daar's 28 lidlande wat daar's en hulle werk natuurlik saam, dis amper soort van 'n konfederasie of iets, maar elke land beskik nog oor sy eie lot en elke volk. Hulle begin ook onderling nou 'n bietjie kapsie maak teen die Europese Unie, want daar is te veel immigrante wat ingevoer word. Ja, natuurlik. Ja, dis 'n hele ander onderwerp. Op sigself. En dus toe jy die boek geskryf en wat was vir jou wat was vir jou iets aan miskien die aangrypendste aspek van die verhaal, sou jy sê? Die aangrypendste aspek vir my was die feit dat Clive 'n goeie politikus was. Hy het vir my gesê op 'n stadium, jy weet Elma, werk dit nie so nie. 'n Mens word 'n politikus om jou mense se lot te verbeter. En dit het vir my totaal sin gemaak. Met ander woorde, hy was 'n soort politieke technokraat. En hy het geen verdere ambisies gehad nie. Hy het net altyd gewerk vir die voordeel van die volk of die groep. Hy was burgemeester van Bedfordview ook op 'n stadium. En hy het dieselfde daar gedoen. Hy was werklik 'n mens wat 'n baie sterk gevoel vir sy medemens gehad het. Baie goeie mens. Wat 'n groot fout begaan het. Ja, ek kan onthou hy het ook vertel, ek dink dit was tydens daardie tronkbesoek wat ek en jy gehad het van hom, dat hoe hy eintlik 'n klomp dinge vir die gevangenes ook gedoen het. Jy weet hy het vir hulle gimnasium toerusting gekry, skenkings en hy het hy was 'n soort van 'n vaderfiguur ook vir die swartes in die gevangenis. En hy het almal se lot probeer verbeter en jy weet hulle in die biblioteek het hy laat uitbrei en jy weet hy het net heeltyd eintlik net goeie werk gedoen. Maar hierdie man, jy weet as jy dink aan hierdie afskuwelike moordenaars, jy weet daai Apla mense wat daai hele klomp mense in die kerk doodgeskiet het en hulle het amnestie daarvoor verkry. Maar Clive moes 22 jaar in die gevangenis sit. Dit is maar wraak gewees. Omdat die KP se beleid nie was om mense dood te maak nie. En dus was dit nie. Daar was nie 'n politieke motief nie, maar as jy weet. Uiteraard, daar was niks anders as 'n politieke motief nie. Want en Janus het nie een gebaat by die doodmaak van Hani nie. En hoekom hulle besluit het op Hani? Want ek het hulle albei pertinent gevra. Hani was leier van die kommunistiese party. En hy was ook leier, hy was hoof van Umkhonto we Sizwe op daardie stadium. Met ander woorde, die spies van die nasie, as ook leier van die kommunistiese party. En almal was bang dat hy heel waarskynlik president sou word van Suid-Afrika. En dan het Janus Wallus natuurlik hierdie agtergrond gehad van Pole. Toe hy in 81 in Suid-Afrika aankom, was Pole 'n kommunistiese staat.
En hy het gedurig as 'n klein kindjie, 8-jarige, het hy vir my gesê, het hy bewus geraak van die feit dat sy pa kort 'n nuwe onderneming begin het. En dan het die bestel hom doodgedruk. En dan moes hy weer van voor af begin. En toe het hulle begin praat dat hulle na 'n vryland toe wil gaan. En die ironie is hulle toe na Suid-Afrika toe gekom, wat toe, sonder hulle medewete, op pad was na 'n quasi-kommunistiese stelsel onder die ANC. Was dit in die 80er jare gewees? Ja. Janus Wallus het 81 in Suid-Afrika aangekom en hy het vir Clive in 82 ontmoet. Hulle was saam by 'n vergadering van Eugène Marais. Eugène ter Blanche. Ek sê nou Eugène Marais, Eugène ter Blanche. En hulle het daar ontmoet by een van sy toesprake. Op daardie stadium was daar vreeslik baie bewegings wat hulle genoem het regs of links. Ek pes die benaming regs of links, want 'n mens is baie veel meer as regs of links. Dit is met ander woorde 'n volksgevoel wat jy wil uitleef. Ja, daar's natuurlik 'n hele geskiedenis van Oos-Europeërs wat Suid-Afrika toe gekom het tydens die kommunistiese periode na die Tweede Wêreldoorlog. Omdat die land gesien is as 'n welvarende land en ook 'n plek waar kommunisme, waar dit nie gevaar geloop het dat kommunisme sou oorneem nie, wat eintlik ironies was. Veral natuurlik na 1968, wel die hele jy weet die hele, kyk, daar was mos wel die Hongarye in 1956 is daar was natuurlik geweld gewees in die Sowjetunie wat Hongarye binnegeval het in 1956 en toe ook natuurlik in Tsjechië in 1968 en daarna het 'n klomp duisende Tsjeche uit Suid-Afrika toe gekom. Trouwens, dit is wat vir my geweldig interessant is van Janus Wallus se verhaal. Is dat hierdie hele soort Oos-Europese vlug na Suid-Afrika. Dit word nêrens eintlik in boekvorm behandel nie. Daar's hier en daar akademiese artikels daaroor, maar baie skaars. Daar's feitelik geen navorsing daaroor gedoen nie. Dis eintlik 'n versoeë aspek van ons geskiedenis, van Suid-Afrika se geskiedenis, was die feit dat ons 'n toevlugsoord vir Oos-Europa was. Maar ek dink baie Oos-Europeërs is dalk nou nog daarvan bewus. Maar hoeveel in jou boek, goed, die fokus is op Clive Derby Lewis, maar is daar ook taamlik inligting oor Janus Wallus, of nie? Ja. Ek het ook onderhoude gehad met sy broer, wat in Pretoria is, Janus Wallus se broer, Witold. Maar ek het met hom net telefonies gepraat. En dan het hy natuurlik ook getuig in die WVK as getuienis ter versagting van Janus Wallus, omdat hy as 'n klein kind in 'n kommunistiese staat was en daarom die sterk anti-kommunistiese gevoel gehad het. Baie sterker as Witold en hulle pa. Want jy kry mos mense wat meer belangstel in ander dinge. Ek bedoel, ek stel belang in toneelspel. Nie almal in my familie doen dit nie, jy weet. So, dit hang af van jou ingesteldheid. Janus Wallus was van 'n klein kindjie af. 8 jaar oud het hy vir my gesê, was hy politiek bewus. Ongelooflik. En Clive, hoe het sy politieke bewussyn ontwikkel? Wel, deur sy pa, hoofsaaklik. Hy was 'n Afrikaanse Derby Lewis. Sy ma was Engels en 'n baie besige vrou, wat vreeslik hard gewerk het vir Jan Smuts, blykbaar. So Clive vir my vertel. Maar Clive is in Kaapstad gebore, maar op 'n baie jong ouderdom. Ek dink hy was 7 of 8, het hulle Kimberley toe verhuis, want sy pa is aanbeveel deur dokters om 'n droër klimaat, in 'n droër klimaat te gaan bly, want hy het tuberkulose gehad. En in ieder geval hulle het hulle toe gevestig in Kimberley. En Clive is na die Christian Marist Brothers gestuur, maar hy het 'n baie goeie Afrikaanse onderwyseres gehad en sy pa het vir hom gesê, Clive, ek sal jou aanraai om Afrikaans te leer, want dan gaan jy nooit sonder werk sit nie. Ja, dis nogal waar.
Ja, iemand wat ek ken het nou so pas, jy weet, sy moes een of ander medikasie vir haar hond kry, en sy kon dit nêrens in Johannesburg of Pretoria kry nie, en toe het sy uiteindelik dit in koppies in die Vrystaat in die hande kon kry, en sy sê, as sy nie Afrikaans was nie, Afrikaans geken het nie, sy nooit reggekom het, jy weet, met hierdie medikasie wat sy vir haar hond moes kry, wat blykbaar epileptiese aanvalle kry of iets nie, maar jy weet, dis asof Afrikaans is 'n sleutel eintlik tot die hele funksionering van die land, want ek dink ons mense hou dit nog steeds in 'n mate in stand, ten spyte van al die korrupsie en ander probleme in die land. Dis Clive het toe, hy toe, maar sy sê, dis 'n ander vraag wat ek miskien sou wou vra, is sy sê dat Clive Derby Lewis was 'n Afrikaner, in weerwil van sy naam en sy afkoms. Ja, kyk, sy ma was Engels, soos ek sê, maar sy pa het hom aangemoedig om Afrikaans te leer, en het 'n baie goeie onderwyseres gehad, in Kimberley, in die hoërskool. En sy maats was almal Afrikaans sprekend. En hy het 'n ruk in Vryburg gaan werk, en daar het hy net met Afrikaanse boere kennis gemaak. En hy sê op 'n stadium, en ek noem dit in die boek, hy het vir my gesê, die Afrikaners is heeltemal anders as die Engelse. Die Engelse stel net belang in geld. Ja, presies. Ja, dit is so. Terwyl ons het 'n baie breër belangstelling in hartstogte, in theater, in letterkunde, in geskiedenis, in kultuur en alles. Jy weet, en die natuur. Jy weet, ons het daai spektrum van belangstellings en belewennisse wat ons het. En ons kan nie net op geld fokus nie. Alhoewel nie dat geld nie belangrik is nie, maar nee, natuurlik. Ek bedoel, dis hoekom ek my boek verkoop. Ja, goed. Om onder andere wil verkoop. Ja, om onder andere ook 'n geldjie te maak, maar ek bedoel, die geld is my bysaak. Dit is my baie, baie belangrik dat mense Clive moet leer ken, Janus moet leer ken, en die rede waarom hulle gedoen het wat hulle gedoen het. En uiteraard was dit 'n fout. Maar wat was die hoofbeweeg? Jy het nou gesê dis om kommunisme en 'n kommunistiese oorname in Suid-Afrika te keer. Maar was dit die motivering, sou jy sê? Nee. Clive het dit so vir my gestel. Hy het gesê, Elma, daar was vreeslik baie regse en konservatiewe bewegings op daai tydstip. En ons wou chaos veroorsaak. Ons wou 'n chaotiese toestand skep om hulle te dwing aan die regterkant om 'n besluit te neem teen die pad wat ingeslaan is deur E.W. de Klerk. Hy het dit vir my net so gestel. Chaos veroorsaak om iets te kan regkry. En toe het hulle besluit wie? En toe besluit hulle op Chris Hani, omdat hy leier was van die kommunistiese party, hoof van Umkhonto we Sizwe, en 'n karismatiese leier. Met ander woorde, daar was bekende feite rondom Chris Hani ook. Hy was nie 'n onbekende persoonlikheid nie. Hy was soos Winnie Mandela, baie bekend. Met ander woorde, dit is hulle redenasie gewees. Maar wat so interessant is dat die skoot wat geskiet is, die 4 skote wat geskiet is deur Janus Wallus, heeltemal onbeplan was. Hulle het nog nie op 'n datum besluit nie. Ja, ek het ook so iets verneem, dat hy uiteindelik net gaan kyk waar Chris Hani woon en wat ook al, en toe sien hy hom skielik daar, en hy het toe die wapen by hom, en hy besluit toe sommer net, hy gaan hom sommer net daar en dan. Maar dit was nie sommer net so. Hani was sonder sy leiwagte. O ja. Kyk, Hani was in die vizier ook van die ANC gewees, want daar was kompetisie tussen hom en 'n paar ander vir moontlike presidentskap. En hy het 8 tot 12 leiwagte altyd gehad. En daardie spesifieke dag was hy sonder sy leiwagte. Dit was 'n Sondag, April die 10de. Dit was Paaszondag. En wat gebeur het is, Janus het op die ingewing van die oomblik besluit in Pretoria, hy's 'n karate beoefenaar,
en hy behoort aan 'n karate klub in Rosebank in Johannesburg behoort. Is dit nou Janus? Dis nou Janus. En hy het besluit hy ry deur Rosebank toe om te gaan karate doen. Hy het versy want hy het toe 'n Afrikaanse meisie gehad met wie hy uitgegaan het. En hy het vir haar gesê, hoorie, ek ry gou deur Rosebank toe. En toe hy in Rosebank kom by die karate klub, toe is dit toe vir die Paasnaweek. Toe besluit hy op die ingewing van die oomblik, ek is nou hier in Johannesburg. Ek kan net sowel 'n rekkie gaan doen by Chris Hani se huis in Boksburg. En hy doen dit toe. En hy op pad na Hani se huis toe, sien hy toe 'n motor indraai by Hani se huis. Daar was geen muur voor nie, was oop na die straat toe. En hy hou 'n entjie stil en hy kyk wat gebeur. En Hani was toe in die motor en hy klim uit en hy klim onmiddellik weer in. En hy ry weer. En Janus ry toe agter hom aan. Toe stop Chris Hani by die Spar en hy koop 'n armvol koerante, natuurlik om te lees vir die naweek. Maar in ieder geval, toe hy nou stop by sy huis, terug met al die koerante, toe stop Janus Wallows agter hom. En soos ek sê, dit was oop na die pad toe, na die straat toe. En soos wat Janus dit vir my vertel het, I called him. I said, Mr. Hani, because I didn't want to shoot him in the back. And he turned around and I fired 2 shots in his chest. And when he fell, I fired 2 shots behind his ear. Maar wat hy nie geweet het nie, is dat 'n blanke vrou wat oorkant Hani gebly het die betalje deur die venster gesien, of die voorval. Ek kan dit nie 'n betalje noem nie, dit was ernstig. Dit was 'n voorval wat sy gesien het. En sy het toe onmiddellik die polisie gebel, en Janus Wallows is in hegtenis geneem binne 20 minute. Snelweg terug Pretoria toe. Sjoe, ongelooflik. Ja. Ja, en wel ons ken natuurlik die res van die geskiedenis en ja, en dit het toe nie eintlik die chaos in die land veroorsaak waarvoor hulle gehoop het nie. Waarop hulle gehoop het nie, ja. Die ander ding wat ek vinnig wil sê is waarom Hani sonder sy leiwagte was. Het ek terwyl ek navorsing gedoen het in die Sondagkoerant The Sunday Times gekry. Het ek die naam gekry van sy minnares. Sy was 'n lugwaardin van Lesotho Airways. Cookie in Dongwane. Ja, hulle het 'n rendezvous gehad die aand van die 9de April 1993 in die Holiday Inn wat by Jan Smuts was. Jy weet die Holiday Inn, Jan Smuts Holiday Inn. Nou by die lughawe. Dit is waarom hy sonder leiwagte was. Dus ja, dit is eintlik iets uit 'n film, film daaroor te maak. Wel, jy het nou die boek geskryf. Want al die intrige en die omstandighede en sameloop van omstandighede. Want as Hani se leiwagte daardie dag by hom was, Janus Wallows waarskynlik nie geskiet het nie. Presies. Ek bedoel, hy sou nie, want as hy niks gewees het om te doen nie. Hy sou dit nie gewaag het met 8 tot 12 leiwagte om Hani nie. Ja. Ja. En watter hoe sien jy die boek? Is dit is dit geskiedenis vir jou of is dit politiek? Is dit iets wat almal behoort te weet? Ja, dis 'n mengsel van politieke geskiedenis. Weet jy, die voorwoordskrywer stel dit baie interessant. Hy sluit af deur te sê enige een met 'n belangstelling in die moderne Suid-Afrikaanse geskiedenis sal hierdie werk onontbeerlik vind. Want dit is eintlik 'n geskiedenis van 'n man wat baie lewendig in die politiek gestaan het. Met ander woorde, Clive Derby Lewis. Hy was 'n harde werker. Hy het net altyd gewerk. En soos ek sê, hy het eers by die Nasionale Party begin en toe het hy oorgeslaan na die Konservatiewe Party toe. Maar voor die tyd was hy 'n burgemeester van Bedford View. Hy het altyd vir die beste
van die mense het hy gewerk, vir die bestwil van die mense. Het byvoorbeeld in Kempton Park was daar 'n hospitaal wat verskriklik verwaarloos was. En hy het die mense opdrag gegee om verf te koop en in te spring om die plek skoon te maak, om mee te begin. Hy het sulke goed gedoen, jy weet. En nie sy eie sakke vol geld gemaak nie. Ja, anders as soveel ander van die huidige sogenaamde politici in ons land wat Ja, heeltemal hy was op winsbejag of op gierigheid eintlik, wat deur gierigheid gemotiveer word. absoluut. En Ek dit bedoel, ja, ons beleef nou ons het vandag beleef dat 12 generaals, nee, polisie-generaals in hegtenis geneem is, of so iets. ja, so iets was ongehoord, want ons het natuurlik by Praag ook die autobiografie van generaal Johan van der Merwe uitgegee. Ja, ek het uit sy boek, nie sy autobiografie nie, maar uit 'n ander boek wat hy geskryf het oor die polisie, toe hy kommissaris van polisie was. Ek het uit daai boek van hom ook gewerk. Baie interessante inligting daar ook gekry. Maar miskien is dit dan dieselfde boek, ek weet nie of daar 2 is nie. Ja, ek weet ook nie. Is dit Trou tot die dood toe? Die titel is mos Trou tot die dood toe. Ja. Ja, en kyk, hy was 'n so eerlike en eerbare man dat dit sou, jy weet, dit is ondenkbaar dat iemand soos hy ooit geld sou verduister of enige iets van die aard. Ja, ek wil nou kyk, Johan van der Merwe, ja, Trou tot die dood toe. Die Suid-Afrikaanse polisie mag. Ja. Praag, Duinvlei. Ja, jy het dit uitgegee. Ja, presies. Ja. Nee, dis baie interessant. Nee, ek sien baie daarna uit om jou boek te lees. En ja, en ek hoop ander mense sal dit ook interessant vind en dis so 'n boeiende onderwerp en een van die sleutelgebeure in ons onlangse geskiedenis eintlik. Dis geweldig die werklike uiteinde daarvan en natuurlik ja, dit iemand het gesê, wel Janus Walus was langer in die gevangenis as Nelson Mandela. Presies. En hy is 3 keer vir parol aanbeveel omdat hy so 'n voortreffelike gevangene was. Janus Walus. 3 keer aanbeveel en wat uitkom natuurlik in ons ander onderhoud wat ons gehad het, is die feit dat Janus Walus se regsverteenwoordiger my gebel het en gesê het vir die 4de aansoek vir parol vir Janus Walus wil hy graag die hoek gebruik, hy wil uit die hoek uitwerk van onregmatige diskriminasie, unlawful discrimination. En toe het ek vir hom iemand gekry wat 'n teses geskryf het oor die onderwerp. Ja, nee, daar's baie interessante ek hou nie daarvan om toevallighede te gebruik nie, maar as ek nie opdrag gekry het om die boek te skryf nie, sou ek nooit van hierdie dinge bewus geraak het nie. So dit was vir my 'n reis en nog steeds. Wonderlik. Dit klink wonderlik. Wel, Alma, ek dink ons moet nog vorentoe nog 'n paar gesprekke hê. Dit is altyd baie interessant om met jou te gesels. En jy praat ook so mooi, jy weet, ek is geen professionele prater nie. Ek is meer 'n skrywer. Ja. Maar nou ja. Nee, baie dankie dat ons daaroor kom gesels en ja, binne 'n paar dae sal ons die boek ook op die winkel beskikbaar hê en dan kan mense dit aankoop. Dis nie ons wat dit uitgee nie, is 'n ander uitgewer, maar ek wens jou alle voorspoed toe met die boek. Baie dankie. As jy tot hier gekyk het, moenie vergeet op die kanaal in te teken nie en ja, en kyk gerus na die res van ons boeke ook. Baie dankie Elma en dan tot volgende keer, dan maak ons weer so. Dankie vir jou Dan. Plesier.